een van die mees veelsidige kunstenaars saam met wie ek al gewerk het. 'n stout gehad, 'n grap gehad, 'n TV-aanbieder en ook 'n bewonderaar van MP van Wyk Lou. Baie welkom Leon Krop. Dankie daai. Dit was so 'n rooskleurige intro. Ek voel so gevlei. Fantasties. Waar die stout gaan deel. Dit is my gunsteling. Ja, ek het jou al, ek was wel getuie. Maar in elk geval, Leon, wat kan jy nie doen nie? Daar's baie goed wat ek nie kan doen nie, maar ek het nou maar so oor die jare het ek al gewonder, daar's dalk net nog een ding wat ek moet poog en dis tuindienste. Dan het ek omtrent die spektrum gedek. Ek kan nie alles goed doen natuurlik nie, maar wat maak dit saak? Ons gaan maar wyd, jy weet? Kom ons praat oor Van Wyk Lou. Ja. Want Rooidag en Van Wyk Lou getoons het en gesing. Ek persoonlik sou waarskynlik nie in die beroep beland het waarin ek my tans bevind as dit nie vir Van Wyk Lou was nie. Wow. Wat met my gebeur het is ek het in standaard standaard 9 'n gedig gekry om in 'n eksamen te moet ontleed. Nie een van daai is uit halwe kring of alleenspraak nie. Nee, een uit Tristia. Ons kan nie praat nie. Jy nie met my nie, want in my rens liefde spartel jou woorde soos vlee wat verdrink. Nou, ek kom van Potchefstroom af. Ek het nie geweet wat beteken die woord rens nie. So, maar okay, daar's my sondes. Vanwaar jou liefde vir Van Wyk Lou? 'n soortgelyke storie net op 'n baie latere ouderdom, want my intellek is nie naast my wat jy is nie, maar Nee, dit is ons weet dit. Nee, 'n vriend van my ek het op 'n dag ek het hierdie groot ou pel. Hy was op daai stadium baie ook nog fisies groot ook. Maar filosoof, hierdaagse filosoof sal ek maar sê. En al die boeke wat ek al gelees het omtrent in my lewe het hy vir my gegee. En ek kom op die dag ouder om te gee vir my stop hy vir my 'n boek in die hand. Toe sit nou die versamelde gedigte van Wyk Lou. Ons het nie dit snaaks genoeg. Ons het goeie goed gedoen in daar waar ek op skool was in die Mooi. Het ons goeie gedigte behandel, maar nooit van Wyk Lou nie. Vir een of ander snaakse rede. En hy stop toe nou die versamelde gedigte in my hand en ek begin so 'n bietjie deur dit blaai en ek dink, "Joh, hier vat 'n ding vas." En ek onthou daar was die eerste gedig wat ek toe half raak lees is ons liefde is 'n uur se ydelheid. Asof ek nou al die enigste is op daai stadium, was dit nou nie vir my. Maar dit het net so na my te gespreek en toe hoor ek goetjies in my kop soos wat ek maar gewoonlik doen. Hulle bly nooit stil nie. Maar toe hoor ek musiek en goed en toe toons ek my eerste gedig en van daar op 'n Van Wyk Lou. Op 'n Van Wyk Lou en toe lees ek daai gedigteboek, daai versamelde gedigte sommer net deur en dit is ek kom toe agter daar was net iets in hierdie ou se woorde en natuurlik soos wat ek toe nou sy essays en sy prosa en goed gaan lees het en oor sy lewe. Jy weet daar's mos partykeer vind jy net 'n muse in iemand wat iets gesê het. Al het ek nou nie noodwendig saamgestem of geresoneer met alles wat hy sê. Dit was net so maar ek verstaan wat jy bedoel, want ongelooflik baie kunstenaars gebruik sy werk en toon sê dit Lorena Hofmeyer, daar's ontsettend baie van hulle. Wat dink jy maak MP van Wyk Lou so tydloos? Ek dink byvoorbeeld, ek dink die universele waarhede wat hy vir my gesê het, behalwe dat ek dink sy gedigte kan nog aangaan vir ewig. Hy praat net oor dit voel vir my amper soos die primêre ding van wat binne in ons aangaan. Sy van onskatbare waarde is sy prosa en sy soos sy gedagtes vir ons tyd. Jy weet, ek dink hy het dit net so meesterlik en intellektueel verwoord. Ek het nog sien myself nog altyd as 'n intellektueel. Wag vir dit. Ja, nie soos maar dit jy weet uiteraard, maar nee, so sy byvoorbeeld en ek dink dit antwoord vir my ten minste die vraag wat jy vra. Soos hy het byvoorbeeld oor die ware intellektueel gesê, dis iemand wat by elke saak redelik dink, billik oordeel en aarzelend veroordeel. So dis 'n keuse om een te lees, nê? Dis 'n keuse om te gaan absoluut enige ding te gaan diep intellektueel beredeneer en deurworstel. En ek dink dit maak hom vir my dat hy daar is. Hy gee vir jou daai lisensie om te gaan. Jy mag en moet alles gaan bevraagteken en vir jouself in jou eie ou wêreldjie laat probeer sin maak. So in Rooidag spesifiek, dit is 'n bekroonde produksie van jou reeds. Wil jy iets meer daaroor sê vir ons? Weet jy wat, dit is vir my nogals om dit nou weer te gaan afstof na 2 of 3 jaar. Is tog ek sien
regtig of so Koenraad Raal sê altyd reikhalsend uit, want ek het dit gedoen in 2018, nee, het ek dit begin, daai proses begin. So dit is vir my, en dat intussen 'n ontsaglike klomp goeters gebeur, en jy weet, natuurlik, as aan 6 jaar nie iets in jou lewe gebeur nie, dan is dit redelik boring, maar ook in my eie kop. Natuurlik, was groei, as ontwikkeling. Daar's baie groei en daar's baie kinders ook, wat gekom het, maar, so ek sien regtig uit om te gaan sien hoe ek dit nou gaan interpreteer, want daar's van daai goed wat ek dink, as ek dit nou weer lees, dan dink ek, ek weet nie hoe ek hierdie gaan benader nie. So dit maak dit vir my weer vars en special, net om die voorreg te kan hê om hierdie by Aardklop te kom doen. Dis om, jy weet, baie mense gaan dit natuurlik sien vir die eerste keer, maar so daai is vir my, dis daunting, maar dit is, ek sien baie uit. 'n vinnige NP van Wyklou trivia, kom ons kyk. Waarvoor staan NP? Nicolaas Petrus. Was hy in die Broederbond, ja of nee? Man, ek sou sê, ja, nee, ja. Ja, nee? Nee, ja, wat? Hy was. In watter taal het hy heel eerste gedig? Nederlands. Nope. Heeltemal waaraan jy nie gaan dink nie. Die taal van die Engels. Ja, kan jy dit Laat ek glo? sommer Tensy die internet, want ek weet hy duidelik vir Thabo Mbeki partykeer omkant gevang die internet, so dalk in hierdie geval vir my ook. 'n paar ander. Ja. Elke Hertzogpryswenner is uitsonderlik, maar wat van Wyk Lou in sy geval, hy het dit in 3 verskillende kategorieë, het hy die Hertzogprys gekry. Kan jy raai watter? Okay, ek sou dan sê drama. Poesie. Daar's en prosa. Daar's hy, kritiese prosa. Dankie tog. 3 uit 3 vir jou. Okay. Ek is gesweet daaroor. Kom ons maak klaar hiermee. Leon, laastens. En as ons het gepraat oor ons liefde, is 'n uur se ydelheid. So kan jy nou dit eenvoudig net daai kitaar gryp en vir ons, of kan jy nie? Ek gaan probeer, want dit is 100 jaar terug. Nee, ek moet sê, ek sal hom daarom... Het jy hom, papa? Ek het hom. Ons liefde is 'n uur se ydelheid. Dis vlugte, soos die wit koms van die dag. As kan nie die woorde onthou nie, in die spekblomtyd. Dis iets van songroen blare, en sing en lag. Iets van blou seewit bloeisels aan die bome